van Golgotha, die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u, dat die woord van die Here steeds vir u van kardinale belang is. Ek begin vandag in 'n reeks oor die godheid van Jesus Christus, die mees indien nie die belangrikste onderwerp in die woord van die Here nie. Dit is baie belangrik om te weet wie Jesus is en hoekom, want om sy godheid te ontken het saligheidsgevolge. Nou, ek gaan 'n reeks doen soos ek gesê het, en in die weke wat kom gaan ek meer in detail gesels oor verskillende onderwerpe, oor die dwaalgroepe wat nie glo dat hy God is nie, en so meer kultiese groepe. Maar in vandag se video gaan ek net inleidend praat oor die belangrikheid om te glo wie hy is en hoekom. En daarom gaan ek 'n paar videoklips speel vir u vandag. Ek gaan 'n paar skrifgedeeltes hanteer en ons gaan presies sien wie Jesus regtig is. So kom ons spring dadelik weg. Die belangrike vraag is Jesus regtig God? En daar's baie mense wat nie glo in die godheid van Jesus Christus nie. Hulle glo dat hy 'n goeie leermeester was, 'n profeet en so meer, maar hy is nie God in die vlees nie. Hy is nie God, hy is nie die lewende God nie. En daarom is daar baie debatte, baie argumente, baie verskille, baie leerstellings juis oor hierdie belangrike leerstelling. Nou, daar's verskillende valse godsdienste wat nie glo dat hy God is nie. Daar's verskillende kultiese groepe, daar's selfs mense wat hulle Christelike bewegings noem, wat kultiese Christelike bewegings is, wat ook nie glo in die godheid van Christus nie, en dit kan ons sien by die Jehovah Getuies, die Mormone, en selfs in die Israel-visie, Israel-beweging, wat is waarheid en so meer. Daar's soveel van hierdie mense wat Jesus as Messias sien, maar hy is nie God nie. Hy is nie God in die vlees nie, hy is net die seun van God, hy is nie God in die vlees nie. Dis baie ernstig. En dan selfs in ons eie Christelike geleedere is daar mense wat die Jesus van die Bybel probeer verkondig asof hy nie regtig God is nie. Hulle sê byvoorbeeld, Kenneth Copeland het byvoorbeeld gesê, Jesus never claimed to be God. En dan sal mense soos Joyce Meyer wat sê dat Jesus is wedergebore en hy het in die hel gaan lê en toe hy weergebore. En op hierdie baie subtiele wyse sê hulle eintlik dat Jesus nie God kan wees nie. Nou, ons wil nie vandag daaroor gesels nie, ek gaan in die reeks daaroor gesels, oor al hierdie aspekte, maar ons gaan hou vandag, hoekom is Jesus God, hoekom het belangrik is en hoekom ons dit moet glo. Nou kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Woody Bauckham, wat sê hy, wie is Jesus Christus? Listen, if Jesus is just a good man and a good teacher, even a good prophet, he is completely acceptable. Mormons and Muslims alike love Jesus. Hindus and Buddhists are very happy with Jesus, as long as he's just a teacher who offers sage wisdom. Then Jesus is fine. But the minute you step across that line and argue that Jesus is more than prophet, more than teacher, that he is actually God incarnate, God with us. Now, all of a sudden, those who were more than willing to gather with you scatter. Dit is baie belangrik wat Woody Bauckham hier sê. Sodra jy mense, jou vyande wil maak, moet jy vir hulle sê dat Jesus waarlik God is, dat hy God in die vlees is, maar as jy saam met hulle stem, dat hy maar 'n gewone profeet was, en so meer, dan het jy baie vriende. En dit sien ons baie, as ons gaan kyk na baie van hierdie mense, die kultiese groepe, wat debatteer en argumenteer oor wie Jesus werklik is. As jy teen hulle gaan, dan word jy aangeval, en ons sien dit baie. Maar kom ons gaan kyk,
Die Satan hou 'n Jesus aan die wêreld voor, wat maar net 'n gewone mens was. Met ander woorde, hy was maar net 'n gewone profeet of 'n leermeester wat gekom het om die weg van God aan te wys vir mense, dat Jesus nie werklik God in die vlees is nie, maar die Satan weet beslis. Hy weet dat Jesus Christus is God. Hy weet dit. En daar's geen twyfel daaroor nie. Maar hy wil aan die mens 'n gewone Jesus voorhou. 'n Mens, 'n gewone sterflike mens. En dis wat hy wil voorhou. Dis baie gevaarlik en dis 'n dwaling. Nou, dit is dus geen verrassing vir my dat alle valse godsdienste, kultiese groepe, valse profete, Jesus se godheid wil ontken nie. En daar's baie van sulke mense onder ons wat in die kerke is en wat maar net glo dat hy nie God kan wees nie. Absoluut nie. Dit is baie gevaarlik, dit gaan jou saligheid beïnvloed en dit is ernstig en ons moet daaroor gaan nadink. Kom ons gaan kyk na die volgende videoklip van twee leraars wat nou so kortliks die godheid van Jesus beskryf. Kom ons gaan kyk. Is Jesus God? Yeah, if he's not, I mean, we got a problem. we got a real problem Yeah. because our faith rises and falls on the resurrection of Jesus Christ, which is the ultimate affirmation that what Jesus said is true. And so let's give people a little bit of a handle on how they can answer quickly, is Jesus God? This matters. If you talk to a Mormon, if you talk to a Jehovah's Witness especially, they're going to challenge whether or not he is part of the Trinity. They're going to say he's a good man, he was a good teacher, but I just don't believe he was Talk God. to a Muslim. Yep. That's exactly right. So here's what we're going to do. We're going to give people 5 A's. All right. Okay? And so let's start with the very first one, and that is he possesses divine attributes. Okay? So he's eternal. In Revelation chapter 1, verse 8, when Jesus appears there at the very beginning of that, the revelation of God's sovereign work in all of history, Jesus starts by saying, I am the Alpha and the Omega, the one who is and who was and who is to come. I have always been around, okay, as long as I've been here. So he's eternal. He is omnipresent. In Matthew chapter 28, verse 20, it talks about how we're to go and make disciples of Jesus. And at the very end of that, he says, lo, I will be with you always, even to the end of the age. Everywhere you go, I'm going to be there. And I'm omnipresent. He is omniscient. He has an ability to know all things. John chapter 21, verse 17 makes reference to that. He is omnipotent. He has all power. He says, all authority has been given to me in heaven and earth. Okay? And I want you to go and make disciples in my name. That's Matthew chapter 28, verse 19. He's immutable. He's unchanging. All right? He's the same yesterday, today, and forever, it says in Hebrews 13. Those are all characteristics of God. Nou ja, dit is baie belangrik. As ons kyk na die attributes van Jesus wat hy neergelê het in Filippense 2, hy het net neergelê vir 'n kort tydjie om te kom om as 'n diensknegt te dien. Maar hy het daardie attributes en hy het dit terugontvang. Hy het teruggekry toe hy verheerlik was, maar hy het dit net vir 'n kort tydjie tersyde gelê. If we get it wrong about Jesus Christ, it doesn't matter what else we get right. Jy kan alles reg hê in die woord van die Here. As jy dit verkeerd het oor die persoon van Jesus Christus, gaan dit jou siel kos, dit gaan jou saligheid kos, en dit is 'n baie ernstige waarskuwing. Kom ons gaan luister wat sê hierdie leraar, hoe ernstig is hierdie waarskuwing, dat jy nie 'n Christen kan wees nie. Kom ons gaan luister. Somebody say, no, they don't know it. No, it's not that they don't know it. They are not believers. They are not Christians. Anybody, let me re-emphasize, because that one, when you start talking about, you're looking for my trouble. Anybody who denies or argues on the deity of Christ is not a Christian. Did you hear that? He's not a Christian. Nou ja, of jy daarmee wil saamstem of nie, as jy nie kan glo dat Jesus waarlik God is nie, kan jy nie 'n gelowige wees nie. En dis 'n waarskuwing vir u. Ons moet onthou, want die saligheid lê in hom. Hy het gekom as God in die vlees. Hy het gekom om die sondes, die volmaakte lam wat gekom het om die prys te kom betaal. As jy nie kan glo dat daardie lam, vlees, God in die vlees is nie, gaan jy jou saligheid prysgee. Jy gaan dit verloor. Jy is nie eens 'n Christen nie, sê hy. Now you cannot be saved and believe in another Jesus. Nou kan jy daai skrifgedeeltes gaan lees, as do the cults. Virtually every cult
denies the doctrine that Jesus Christ is 100% man and 100% God for all eternity. They teach he is a man only, or spirit only, or that he was an anointed man and is now spirit, or some other nonsense. Why do Orthodox biblical Christian believers consider cult members to be unsaved and in need of having the gospel preached to them? En die antwoord is baie eenvoudig. Because to be saved, it matters what you believe about Jesus Christ and the plan of salvation and redemption. As jy nie kan glo dat hy God gekom het in die vlees, aan daardie kruis uitgehang het, in 'n liggaam in Christus, en jou sondes op hom geneem het nie, kan jy nooit gered word nie. Dis 'n ernstige waarskuwing. Ons moet gaan kyk wie is Jesus ook. Belangrike vraag, hoe is Jesus? Hoekom is dit belangrik om te weet wie Jesus Christus is? As ons nie verstaan dat hy God is nie, sal ons geen sekerheid van saligheid hê nie. Ons sal nie eers die saligheid beerwe as ons nie kan glo dat hy God is nie. En reg deur die Nuwe Testament is al die aanduidings daar dat hy God is. En dit is baie, baie belangrik. Nou kom ons gaan kyk wat vra Jesus vir Simon Petrus. Hy sê, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord hom. Kom ons gaan kyk. In die skrifgedeelte Matteus 16 vers 15 en 16 sê dit die volgende, en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Nou, hoekom sê hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. U is die Seun van God met ander woorde. Nou, dit is 'n woord, dit is 'n term wat gebruik was in Matteus 26, waar Pilatus, of ja, hy is natuurlik voor Pontius Pilatus gestaan, en hy het hom gevra, wie is u die Seun van God? En hy sê, u het gesê, en toe sê hulle, daar's geen getuienis meer nodig nie, hy het godslasterlik gepraat, hy het hom gelykgestel met God. Nou dit is 'n term wat gebruik word om te sê, ek is God, die Seun van God, ek is God. Nou wat het Petrus ondervind? Hy het 'n openbaring ontvang, en natuurlik het die Heilige Gees het vir hom gewys, en het geopenbaar hom, dat hy eintlik dat hy God is in die vlees. Dan sê Jesus vir hom, salig is jy, dit bring vir hom redding, hy's gelukkig, en dat die Gees openbaar hierdie wonderlike leerstelling aan Petrus, dat God in die vlees by hom staan. En ons moet dit glo, as Petrus dit geglo het, moet ek en jy dit glo. Maar as baie mense wat dit nie wil glo nie, hulle waag hulle saligheid deur hierdie leerstelling te verwerp, en dit is baie, baie ernstig. Nou, Jesus is ook God in die vlees, kom ons gaan kyk daarna. In die woord van die Here Johannes 1 vers 1 en 2 en 14 sê dit die volgende, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid van die eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Die Bybel is baie duidelik dat Jesus Christus is die woord van God. Hy is God in die vlees. Hy het vlees geword en onder ons kom woon. As jy Openbaring 19 vers 11 gaan lees en 13, staan die volgende, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Nou hy is absoluut wat dit sê hy is. Hy was by God in die begin, die woord, en hy is dit steeds, as hy kom op 'n wit perd, aan die einde van die verdrukkingsperiode, dan kom hy as die woord van God, en dis baie ernstig om dit te glo. Jy kan sien hier, hoe die woord van die Here harmoniseer met mekaar, en dan ook wys, hoekom hy dan waarlik God is. So dis belangrik om te glo wie hy is. Nou, ons moet onthou, God is geopenbaar in die vlees, as jy 1 Timoteus 3:16 gaan lees, hy sê onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Met ander woorde, hy het gekom in 'n liggaam, hy's gebore in 'n liggaam. Hy's geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele,
is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld. En nadat hy sy bediening voltooi het, is hy opgeneem in die heerlikheid. En hy sal weer kom. Hy sê ek sal kom, ek wat is en wat was en is en sal wees, die Almagtige, Openbaring 1 vers 8. Hy sal weer kom. En dit is belangrik om daardie woorde te glo. Dis 'n groot leerstelling wat jy moet glo as jy saligheid wil beerwe. Nou ja, Jesus Christus is absoluut God gemanifesteer in die vlees en ons kan niks daar anders in lees nie. En dan natuurlik is hy die volheid van die Godheid het hom gewoon, Kolossense 2:9 en 10. Hy sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid. Dit is Vader, Seun en Heilige Gees. En julle die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. Dit is hy, Jesus Christus. Baie belangrik. En dan natuurlik is Jesus die Almagtige. Hy sê in Openbaring 1 vers 8, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou ons weet natuurlik dat hierdie woorde, die begin en die einde, ook toegedig kan word in die Ou Testament, in Jesaja. Hy sê die Here God, ek is die begin en die einde. In Openbaring 1 vers 11 lees ons dat die Here sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. So ons gaan op 'n stadium ook gesels oor die daai 7 gemeentes, daai 7 briewe, waarin Jesus dit duidelik maak dat hy God is. Ons gaan dit op 'n ander onderwerp hanteer. Maar hier is dit duidelik, die woord kan hom nie self weerspreek nie. Die Ou Testament sê ek is die begin en die einde. Jesus sê ek is die begin en die einde. En dit is wat hy is, God in die vlees. Hy is waarlik God wat gekom het. En ons moet dit glo. Nou goed, kom ons gaan kyk, Jesus se ernstige waarskuwing. Nou hier is 'n baie ernstige waarskuwing waarna ons moet gaan kyk. Ons lees dit in die boek van Johannes 8:24. Hy sê ek dan vir julle gesê dat julle in julle sondes sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. Nou die Nuwe Lewende Vertaling stel dit pragtig. Hy sê daarom het ek vir julle gesê dat julle sal sterf in julle sondes. Want as julle nie glo dat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sondes doodgaan. Nou waar lees ons hierdie ek is wat ek is? Is dit nie in Exodus 3:14 nie? Ons gaan kyk daarna, want dit is belangrik, want Jesus hel dieselfde woorde aan wat hy self vir Moses gesê het. Ek is wat ek is. Nou hoekom is dit so belangrik? Hierdie is 'n belangrike leerstelling. Therefore I say to you, that you will die in your sins, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. If you don't believe I'm God, you will go to hell. The heaven and hell hinge on this doctrine. En as baie mense wat daaroor verskil en kwaad word en jou vyand sal wees, maar weet jy wat? Jesus is hier aan die woord. As jy dit nie glo nie, jy sal dit nie nou ervaar en voel nie, maar die dag van die oomblik wat gaan aanbreek van oordeel, gaan jy weet, jy het dit gemis. En dis baie ernstig. Nou kom ons gaan kyk, waar lees ons ook hierdie woorde, ek is wat ek is. Is dit nie by die brandende bos, waar Moses met God gepraat het nie, en hy sê vir hom, en God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Is dit nie die woorde wat Jesus derentyd gebruik in die Nuwe Testament nie? Kan ons regtig nog twyfel oor wie hy is? Maar daar's mense wat regtig nie hierdie skrifte lees en verstaan nie. En dis baie ernstig. Met hierdie woorde, I am, het Jesus reguit verklaar dat hy God is. Hoekom het Jesus nie maar net gesê, my Vader het my gestuur en daarom is ek maar hier nie? Hoekom God se naam gebruik? Ek is wat ek is. Jesus maak hier aanspraak op die absolute godheid. Die woorde ek is baie goed deur die Jode verstaan as die eksklusiewe naam van God, Yahweh. Dit is sy naam, God se naam, en dit is Jesus se naam. God se naam wat geweldig baie in die Ou Testament voorkom, word en met Here vertaal word, is eintlik Yahweh, wat letterlik beteken, ek is. Is dit nie wonderlik nie? Nou hy is die groot Yahweh, hy is die groot ek is, Jesus Christus, die Seun van die lewende God.
Nou ja, ek gaan afsluit met hierdie onderwerp vandag. Jesus is die Almagtige, hy is die skepper van hemel en aarde, hy is God in die vlees. En ons gaan in die reeks wat kom, wat jy gerus moet gaan kyk na verskillende aspekte van die Godheid van Christus, wat baie ernstig is, en ons moet gaan kyk wat die woord van die Here daaroor sê. Mag die Here ons oë open, hierdie gees van die lewende God, om te verstaan wie Jesus Christus is. Dit is kosbaar, dit is belangrik, dit is salig, dit is van saligheidsbelang. En daar is baie mense wat dit nie glo nie. Maar ja, as jy dit nie glo nie, het jy gekies, maar die Here sê, kom na my toe. Ek is wie ek is. Daarom moet ons dit glo. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën. Totsiens.